hulle hierdie laaste liedjie begin sing, is dit asof die Here vir my, nie asof nie, as wat die Here kom en sê vir my, ons moet net ons fokus terugskuif na sy goedheid toe. En sien, die wêreld kan dit baie maklik by ons kom steel, want ons sien ons omstandighede, ons sien ons wêreld, ons sien die petrolprys en die dieselprys en ons raak bekommerd. En ons besef dat dit beteken dat dit gaan invloed hê op alles, want wanneer daai pryse lig, dan lig alles en dit maak ons bietjie bekommerd. Ek dink ons almal kan erken dat dit is nie 'n ding wat as jy dit hoor, dan sê jy, yes, God is goed. God is goed, al lyk dit asof ek gaan nie hierdie maand deurkom nie, al lyk dit asof die ekonomie ons vernietig. En dit is presies wat ek vanoggend met julle wil deel, en ons gaan kyk na Psalm 34 vanoggend en hoe Dawid hieroor praat. Hoe Dawid vir ons kom sê om God te ken in alles, en hy skryf 'n wonderlike psalm van God se goedheid en hoe God se hand oor hom is, maar ons gaan vanoggend bietjie agtergrond skep rondom dit. En ek wil vanoggend die tema wat ek met julle wil deel is, soek God bo jou storm. Soek God bo jou storm. En dit is baie keer nie so maklik soos wat dit klink nie, maar vanoggend gaan ons leer, hoe doen ons dit? Hoe maak ons 'n punt daarvan om vir God te gaan soek bo ons storm, bo dit wat die wêreld kom om ons te vernietig? Want jy sien, God se belofte is dat hy sal voorsien. God se belofte is, hy is goed. En daarom kan ons weet, dat al lyk dit nie, asof daar 'n uitweg is nie. Al lyk dit nie, of ons deur hierdie storm gaan kom nie. God staan klaar aan die ander kant en hy wag vir ons. En hy is besig om ons te vat, om hom daar te ontmoet en verder saam met hom te stap. So, julle is welkom om saam met my te blaai na Psalm 34 toe. Ons gaan regtig stil staan daar vanoggend. En ek wil hê, as julle blaai na Psalm 34 toe, as julle kyk na vers 2 tot 4, dan sê dit, ek wil die Here die hele tyd prys. Met my mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem. Verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons sy naam verheerlik. Is dit nie mooi hoe Dawid kom en die Here se naam kom verheerlik nie, en hy sing en hy roep, hy het 'n klomp mense om hom en hy sê, kom ons loof die Here se naam, kom ons prys God, kom ons sing, God is goed. En die woorde dis 'n mooi stuk wat Dawid hier skryf, en as ons daarna kyk, dan dink ons, Dawid het nou net 'n nuwe kar gekry, en sy yskas is vol, en dit kan net nie beter gaan met hom nie. Maar eintlik is dit die teendeel. Jy sien, terwyl Dawid besig is om hierdie psalm te skryf, is Saul besig om hom te jaag. Saul wil hom doodmaak. So terwyl Dawid skryf, prys die Here, my mond is voortdurend vol van sy lof, is Dawid besig om te vlug vir sy lewe. Dawid weet nie of hy môre nog hier gaan sit nie. Hy moes eintlik geweet het, maar want hy's klaar gesalf as koning, maar ek dink daar was 'n deel van hom wat gesê het, ek weet nie of ek hierdie ding gaan oorleef nie. Maar nog steeds sê hy, loof God, prys God, want hy roem. En hy gee vir ons krag. En dan kom hy, die Here, sing saam met my, die Here is groot. Hy besef dat sy storm bepaal nie die goedheid van God nie. Hy besef dat dit maak nie saak hoe sy situasie lyk nie. God bly goed. Want jy sien, as ons gaan kyk na vers 1, dan sien ons die konteks, want dit sê, want Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, die hom weggejaag, en hy toe weggegaan. So daai stukkie wat daar gebeur het is, Dawid het gevlug vir sy lewe, want Saul jaag hom, en op 'n stadium kom hy by 'n profeet aan, by 'n priester aan, en die ou vra van wat soek jy hier, hoekom is jy alleen? En hy jok vir hom, en hy sê, nee, maar die koning het my gestuur, maar eintlik het hy nie. En hy gaan so aan, en hy maak 'n klomp, hy lieg vir hierdie koning oor 'n klomp goed. Dan sê hy vir die koning, maar ek is so vinnig, vir die priester, hy jok vir die priester, dan sê hy vir die priester, ek is so vinnig weg van die koning af, ek het nie eers 'n swaard nie, kan jy my help met 'n swaard? Dan sê die priester vir hom, wel, al wat ek het, is die swaard van Goliat, wat jy verslaan het. Hy sê, wel, wat is daar beter as dit? Bring hom vir my, ek sal hom vat. En die priester bring vir hom die swaard, en daar gaan hy. En hy gaan na die dorp toe, waar Goliat groot geword het. So as jy so luister, dan klink dit ook nie soos 'n goeie plan nie.
Daai mense hou nie van Dawid nie, want hy het hulle Goliat, hulle reus vernietig. Nou gaan hy met die reus se swaard in sy dorp waar hy groot geword het. Maar sien, Dawid dink nie, want vrees heers oor sy lewe. Vrees is besig om die oorhand te kry oor God se goedheid. En Dawid vlug in vrees. En ek weet nie wie van julle kan getuig nie, maar ek dink ons almal kan. Wanneer vrees ons lewe oorheers, dan maak ons baie keer dom besluite. Dan maak ons baie keer slegte besluite. En dis presies wat hier met Dawid gebeur. Hy hardloop hier in en al wat hy in sy kop het is, ek moet wegkom van Saul af. En hy maak 'n paar keuses wat hom benadeel. En toe kom hy voor die koning van die dorp Gat waar Goliat groot geword het. En nou staan hy voor hierdie kom hulle en hulle sien hom en hulle sê vir hom, hoorie, maar as jy nie Dawid wat vir Goliat doodgemaak het nie. En hy sê nee, dis nie ek nie. En of hy probeer dit wegsteek, maar dan kom agter dit is hy. En hulle bring hom toe voor die koning en hy besef toe, nou moet hy 'n plan maak. En Dawid maak toe asof hy mal is, sodat hy kan wegkom van hierdie koning af, sodat hy kan vry wees van hierdie koning. Julle kan dit gaan lees in 1 Samuel 21 is daai hele stukkie. En Dawid maak asof hy mal is, sodat hy kan wegkom van hierdie koning af. Sodat hierdie koning hom moet laat gaan en dit gebeur toe daar, hy laat fisies spoeg by sy mond afloop en hy klap en hy gaan te keer, hy gaan fisies aan soos 'n besetene. En die koning sê, vir wat bring julle hierdie ou voor my? Hy het ons nie genoeg mal mense hier nie, laat hom gaan. En hulle laat hom toe gaan en hy vlug toe en hy gaan sit in 'n grot. En terwyl hy in die grot sit, skryf hy Psalm 34 en hy begin met prys God, loof God. In alle omstandighede is eintlik wat hy daar sê, want hy kon baie maklik gesê het, waar is God? Kyk hoe lyk my lewe. Ek is nou net fisies, behalwe vir Saul wat my wou doodmaak, het ek nou net voor 'n koning gestaan wat my wou doodmaak. Dis daai Abimelech. Ek het nou net voor hom gestaan en hy wou my lewe neem. En hier sit ek in 'n grot. En in die grot sit hy saam met 400 ander mans wat nie vir hom sê, Jessie, well done nie. Hulle gaan ook deur goed. Hulle is ook depressief. Hulle maak hom ook negatief en Dawid sê, prys God, want hy is goed. Loof sy naam, want hy is goed. Jy sien, Dawid het besef dat God bly in beheer. Dawid, dink ek, het hier selfs besef, want as jy verder in Psalm 34 lees, dan begin hy praat oor die feit dat hy verkeerde keuses gemaak het en sien, toe Saul by die priester aankom vir wie Dawid gelieg het hy hom doodgemaak en sy familie en baie van die ander mense in sy dorp ook. So Dawid besef, omdat hy verkeerde keuses gemaak het, is ander mense besig om die gevolge daarvan te dra. So Dawid is dalk ook op 'n plek waar hy besef, hy het 'n foute gemaak, waar hy besef, nie dalk nie, want hy skryf dit, hy besef, hy het foute gemaak en hy moet goeders regstel. En hy skryf hierdie Psalm, want ek dink Dawid kom tot die besef, dat dit gaan nie oor hoe my lewe lyk nie. Dit bepaal nie God se goedheid nie. God het altyd 'n plan, en sy plan is altyd vir die beter. Ek wil vanoggend hier by hierdie stukkie, wil ek vandag, julle het ook gesê, is 'n spesiale dag, want is Moedersdag. En ek wil vanoggend hierso stil staan vir 'n oomblik en dink aan die mammas. Want sien, as ons dink aan 'n mamma, dan skep 'n mamma hierdie prentjie mooi. Want sien, Dawid het nie laat sy omstandighede verander hoe hy God se naam verheerlik nie. En ek sien hierdie prentjie van 'n mamma wat dit lyk of haar lewe uitmekaar uitval. Maar haar kinders sal dit nooit weet nie. Want al gaan dit hoe sleg, mamma gaan nog steeds seker maak as die kinders by die huis kom, is daar vir hulle kos op die tafel. As die kinders by die huis kom en sê, "Jesus mamma, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, of ek het nodig dat mamma na my luister," gaan sy sit en sy gaan luister. Sy gaan aandagtig luister na wat dra my kind op sy hart, wat se seer dra hy saam met hom. Al lyk dit of haar lewe uitmekaar uitval. Al val haar lewe dalk uitmekaar uit. Dit beïnvloed nie hoe sy haar kinders hanteer nie. Ek weet nie of julle saam met my stem nie, maar dis presies hoe dit moet lyk met God. Sien, omstandighede moenie beïnvloed hoe ons hom hanteer nie. Net soos dat 'n mamma se liefde vir haar kinders nie beïnvloed word deur haar omstandighede nie. Oor die manier hoe ons God se naam groot maak, hoe ons na God toe gaan,
nie verander soos ons omstandighede verander nie. Nie verander wanneer die moeilike situasies kom en wanneer ons gekonfronteer word met dinge wat nie so lekker is nie. En die wonderlike ding is, jy sien, ongelukkig is dit die realiteit. Wanneer 'n mamma moeg is en dit voel dalk vir haar of sy nie weet wat sy kan doen nie en haar kinders kom praat met haar, al die liefde in haar hart gaan luister, maar dit is nog ietsie wat sy op haar bord sit. Nog iets wat haar moeg maak. Sien, die wonderlike ding met God is dit presies die teenoorgestelde. Wanneer ons moeg is en ons weet nie wat te kant om te gaan nie, ons weet nie wat is die uitweg nie, en ons kom in God se teenwoordigheid en ons loof en ons prys sy naam, dan kry ons krag om aan te gaan. Dan kom herinner God ons in sy beloftes. Hy kom herstel ons sodat ons kan aangaan. God wil hê ons moet hom aanbid, maar hy het nie ons aanbidding nodig nie. Hy sê dit vir ons baie duidelik in die skrif. Hy sê as julle nie my naam aanroep nie, dan sal ek die klippe kry om dit te doen. Maar hy weet dat daar is herstel vir ons wanneer ons sy naam aanroep, wanneer ons sy naam loof en prys. Wat julle vat na Jesaja 40 vers 30 en 31 wat 'n baie bekende vers is en sê: Jong seuns word moeg en raak afgemat. Jong manne struikel en val, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Dis wat gebeur wanneer ons tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer. Dis wat gebeur wanneer ons gaan stil sit by God se voete. Pastoor Johan het laasweek gepraat van die Heilige Gees wil ons kom oplig dat ons kan sweef soos arende. En deel daarvan is wanneer ons God se naam verheerlik, dan kom en hy kom breek hierdie storms af. Hy kom breek hierdie goed af sodat ons weer ons vrede, ons hoop, ons liefde in hom kan vind. Chris Tomlin het gesê, we don't worship because our circumstances are good. We worship because our God is good. Is dit nie 'n realiteit vanoggend nie? Ons aanbid nie God omdat ons omstandighede goed is nie. Ons aanbid God omdat hy goed is. En daarin sê ons eintlik dat ons hom vertrou, al lyk dit nie so nie. Al lyk dit nie of ons omstandighede goed is nie. Weet ons dat hy is goed en hy beplan vir ons net die beste. Wanneer ons aan aanbidding stil raak, wanneer ons daai wat Chris Tomlin sê besef, dan raak dit 'n plek waar ons hom aanbid. En wanneer ons hom aanbid, dan besef ons weer eens dat hy ons liefhet. Ons besef dat hy 'n plan het. Ons besef dat hy in beheer is en dat die vrees wat hierdie wêreld bring ons nie oorheers nie, want God het 'n plan. God het 'n doel en hy's besig met iets groters. Kom met julle nog 'n aanhaling deel. Ek gaan nie sy naam probeer of haar naam probeer lees nie, maar Carmino, sy's 'n pastoor en sy speel 'n groot rol in leierskap. Sy sê, worship doesn't change God. It changes you and positions you for greater things. Sien, wanneer ons God aanbid, wanneer ons sê, ons aanbid nie God omdat ons omstandighede goed is nie, maar omdat hy goed is, dan raak hierdie dinge realiteit. Want dit verander nie wie God is nie. Dit verander nie dat God iewes skielik sê, julle het my nou aanbid, nou gaan ek luister wat jy sê nie. Dit verander ons perspektief, want ons besef wie ons God is. En dan sit ons op 'n plek waar ons kan kyk vir die groter dinge wat op pad is. Soos weer teruggaan na Psalm toe, sien Dawid loof die Here nie na die storm nie. Want ons kan baie maklik as ons daai stukkie lees dink, Dawid as ons vers 5 lees, kan ons baie maklik vasgevang word en dink, Dawid prys die Here, skryf hierdie Psalm nadat hy vry is, nadat sy probleme opgelos is, want hoor wat sê hy? Hy sê ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord. Van al my verskrikkinge het hy my gered. So dit klink asof Dawid hier in vers 5 sê, al sy probleme is nou opgelos, maar die realiteit is, hy sit in 'n grot en Saul is nog steeds op pad om sy lewe te kom neem. Saul soek hom nog steeds om sy lewe te neem. Maar jy sien, wat Dawid hier doen is, hy kom vier die klein wonderwerke wat in sy lewe gebeur. Een van die goed wat ek baie na toe verwys is, wanneer ons in die middel van 'n moeilike situasie kom, dan is ons perspektief geneig om te verklein. Wanneer dit goed gaan, dan sien ons God se hand in alles.
Ek het vanoggend, ek gebruik nou sommer 'n voorbeeld, nie regtig gebeur nie, maar ek het vanoggend gestop by 'n groen lig. Ons almal het al hierdie storie gehoor, want ek het gevoel hoe die Here in my lei om te stop en ek het 'n ongeluk gemis. Ek het gesoek na my en dit het regtig met my gebeur. Ek het my ID verloor en gebid vir baie lank gesê, Here, ek kan nie ek sien nie, ek wil nie weer 3 maande wag, want dit was vir my 'n baie lang proses. Ek wil nie weer so lank in daai rye gaan staan nie. En dan is dit weer anderste 'n klomp goeders wat jy moet gaan polisiestasie toe en verduidelik en ek het daaroor gebid en ek het die volgende oggend opgestaan en my ID het onder my laken gelê op my bed. So ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar ek weet dit was nie ek wat hom daar gesit het nie. En ek weet die Here se hand was in dit. En jy sien dis klomp klein goedjies wat gebeur in ons lewe. En ons sien dit raak wanneer dit goed gaan. Maar wanneer daar 'n berg voor ons staan, dan mis ons al hierdie goed. Want ons perspektief is net op die berg hier voor my. Ek sien nie die water wat God vir my langs die pad neersit, sodat ek nie moeg is wanneer ek daar moet kom om die berg te klim nie. Dan sien ons nie meer hierdie klein goedjies nie. Ons mis dit. En jy sien, dis wat Dawid hier gedoen het. Dawid weet, Saul is nog steeds op soek na hom, Saul wil nog steeds sy lewe kom neem. Maar hy besef, alhoewel hy verkeerd was, alhoewel hy 'n klomp goed gedoen het, wat hy nie moes nie, het God hom nog steeds weerhou van die hand van die koning af. Het God hom nog steeds gered, al moes hy maak of hy mal is. Daai koning kon baie maklik gesê het, ons het nie nodig vir nog mal mense nie, neem sy lewe. Maar hy sê nie dit nie, hy sê laat hom gaan. En Dawid besef, dat alhoewel hy 'n klomp verkeerde goed gedoen het, het God nog steeds sy lewe gespaar. Het God nog steeds sy lewe gered en hom kom uithaal uit daai gat uit. So dis die tweede ding wat ons leer uit Psalm 34 uit is dat ons moet ons moenie die klein goed wat God vir ons doen mis nie. Ons moet wanneer God ons help in ons situasies, moet ons nie daai klein goeders wat nog steeds gebeur mis nie. Ons moet ons perspektief op God hou, nie op ons probleme nie, want dan sien ons nog steeds sy hand in 'n ID boek wat onder 'n laken lê. Ons sien nog steeds sy hand in die klein goedjies waar God in die middel van ons situasies, in die middel van 'n gemors, nog steeds elke nou en dan net ons kom herinner aan kom herinner dat hy nog steeds goed is, dat hy nog steeds in beheer is. Ons het so, dink is hierdie jaar 3 jaar terug, het my pa ernstig siek geword. En die dokters het nie geweet wat fout is nie. Die dokters het nie geweet wat aangaan nie. En in daai proses was dit 'n baie moeilike tyd, want hulle neem hom toe op in die hospitaal op so 'n punt dat ons mag glad nie hom sien nie. Ons kan 1 keer 'n dag met hom praat oor 'n foonoproep, maar ons mag nie na hom toe gaan nie. En dit in 'n familie bring dit baie moeilike tye. Maar wanneer jy nie weet waar om vorentoe te kyk nie, wanneer jy nie weet waar om te gaan nie, en my pa se eie getuienis daarin, kom God met klein goedjies, met 'n versie, met iemand wat bel, met iemand wat kos aflaai, om nog steeds te kom sê ek is in beheer. Hy verander nie die situasie nie, want hy's besig om te werk met iets groter, maar hy kom herinner jou, ek is nog steeds in beheer. Hy het nie Saul se lewe geneem nie. Hy het nie skielik gesê, Dawid, Saul gaan jou nie meer jaag nie, maar hy kom red hom van ander mense af om vir hom te wys, ek is nog steeds by jou, ek het jou nie alleen gelos nie. En hierdie storm sal ook verbygaan. In vers 5, ek wil 'n bietjie stil staan by hierdie vers, want jy sien, Dawid sê, hy het die Here geraadpleeg, en die Here het hom geantwoord. En dit lyk asof Dawid sê, ek het gebid, en die Here het geantwoord. Maar wanneer jy gaan terugkyk na hierdie woord, in die Hebreëus, dan het Dawid nie net gebid nie, en God het geantwoord nie. Jy sien, die Hebreëse woord, wat ons vertaal het na geraadpleeg is darash. En dit beteken fisies om die Here ernstig, ek sê die Here hier in, want hy sê, hy die Here geraadpleeg. So die woord vir raadpleeg is darash, maar hy sê dan, hy die Here ernstig gesoek. Om God, die woord beteken om na God te verlang, om met toewyding na God te soek, om gereeld na God te soek, om God te bestudeer. So jy sien, wanneer Dawid sê, hy het God geraadpleeg, sê hy nie, ek het gou vinnig my oë toegemaak, 'n skietgebed opgesê, en Here het my geantwoord nie. Hy het
die Here gesoek. Hy het die Here gesoek. Hy het nie net 1 of 2 keer na die Here toe gegaan nie, hy het hom gereeld gesoek. Hy het hom met toewyding gesoek. Hy het hom met erns gesoek. Sien Dawid en dit gaan weer terug na die vorige punt toe. Dawid het geweet dat omstandighede bepaal nie die God se goedheid nie. En hy het aangehou om die Here te dien. Hy het aangehou om die Here te soek. Hy het aangehou om die Here se teenwoordigheid te soek. Maar in dit kom God en hy kom red hom. Kom God en hy kom gee vir hom antwoorde. Kom God en Dawid skryf dit nie, maar kom herinner hom heel moontlik dat ek is in beheer en ek sal jou vrymaak van die hand van Saul. Hou net aan om op my te vertrou. Hou net aan om my te soek. En sien van die wonderlike ding van as ons God soek, hoe meer ons na God soek, hoe kleiner raak ons probleme. Hoe meer besef ons hoe groot is God en hoe kleiner raak dit wat ons bang maak, dit wat ons vasvang. En dan wil ek nog bysit en sien die Hebreëse woord wat vertaal word na geraadpleeg is darash, maar daar's nog 'n woord wat daarby kom. En hierdie woord het ons nie 'n woord voor in die Afrikaans of die Engels nie. Ons het nie 'n woord wat vir ons dieselfde betekenis gee as hierdie woord nie. En hierdie woord ek wil nou net kyk waar ek hom neergeskryf dat ek hom reg kan uitsê. Maar hierdie woord beteken om spesifiek na iets te soek. Spesifiek na 'n persoon of 'n voorwerp te soek. Nie net sommer enige iets of dit verwys spesifiek na 'n ding toe. En die wonderlike ding is as ons kyk na hierdie konteks dan sê Dawid hy in die Hebreëus sê hy dan met ander woorde hy het na God gesoek, maar daartussenin sê hy of hy het God geraadpleeg, maar dan sê dit eintlik hy het spesifiek God geraadpleeg. Nou die Dawid doen dit vir natuurlik een rede en dit is om te sê hy plaas klem daarop. Moenie gaan soek in die wêreld nie. Moenie gaan soek in die dinge wat jou vasgevang het nie. Soek God en al die goed sal in plek val soos dit moet. Soek spesifiek na God. Nie na ander dinge nie. Daai woord en dis eintlik hartseer dat ons nie 'n woord daarvoor het in Engels of Afrikaans nie. En dit klink ook nie baie great nie, want die woord is ETH. Klink baie eenvoudig, maar die impak wat dit dra, veral in daai sin, is baie. Want Dawid sê, soek spesifiek na my. Nie na iemand anders nie. Soek na my en ek sal jou krag gee om aan te gaan. Ek sal jou help om verder te gaan en sien, want hoor dan wat gebeur in vers 6 tot 8 sê hy, verdruktes kyk op na hom en hulle straal. Hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor en uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here onsag 'n laar rondom hulle wat vir die Here onsag het en hy red hulle. Sien Dawid begin eers om te sê ek het die Here gesoek en dan sê hy dat God help die verdruktes. God red ons uit die hand van ons vyand uit die hand van ons vyand uit. Hy sit 'n laar van engele om ons te beskerm. Maar hy sê net voor dit het hy God gesoek. En sien dit kom weer eens terug daarna toe. Hoe meer ons God soek, hoe meer begin ons hierdie goed besef. Hoe meer begin ons sy hand sien. Hoe meer begin ons die engele sien wat om ons beweeg, wat ons help en wat ons beskerm. Maar meer as dit, God sê, kom soek na my en ek sal vir jou beklei. Kom soek my, nie 'n skietgebed of 'n versie in die oggend vannag nie. Kom soek na my en ek sal jou help. Ek sal jou red. Ek sal vir jou beklei. Ek sal my engele stuur om jou te beskerm. En dan leer ons hom ken. Ons leer hom ken in die middel van ons gemors. Want daar is hy. In die middel van ons gemors kom beklei hy vir ons. Tim Keller, dis ook 'n pastoor en 'n skrywer, en hy was ook 'n apologeet, hy het ook beklei vir Christendom. Hy sê, you don't really know Jesus is all you need
until Jesus is all you have. En dit vat dit so mooi saam. Jy sien, God weet presies wat ons nodig het. Maar ons besef dit nie, totdat ons werklik in daai situasie is nie. En sien, hierdie stuk kom so mooi saam, en dit sê so mooi vir ons, dat God vir ons beklei. Maar dit beteken nie, dat God ons uit die gat uit gaan haal nie. Beteken nie, dat God ons vyand gaan vernietig, daar in die oomblik nie. Maar dit beteken, dat hy 'n plan het. Dat hy op pad is iewers heen met ons. Dat hy ons iewers, gaan ons hierdie stryd oorwin. En dan gaan ons God se goedheid in dit sien. Romeine 8:28 sê vir ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Alles ten goeie laat meewerk, nie alles gaan nou vir die goedheid verander nie. God het 'n plan, en daai plan beteken, dat ons soms deur storms moet gaan. Dat ons soms die moeilike moet deurbeweeg. Sien, weer eens as ons kyk na die voorbeeld van Jesus. Jesus moes sy lewe neerlê. Hy moes pyn en lyding hier op aarde ervaar en deurwerk, sodat ons vandag kan sit in vryheid met redding wat God vir ons gegee het. Met redding wat ons niks kan doen om te verdien nie. Maar jy sien, as ons kyk 2000 jaar terug, staan die disippels en hulle sien hoe hierdie persoon wat hulle lewe voorgegee het, hulle het alles gelos op 'n kruishout hang. 'n Ma staan en sien hoe haar kind aan 'n kruishout hang. En sien, dit lyk nie soos oorwinning nie. Dit lyk nie in daai situasie of God goed is nie. Dit lyk nie in daai situasie of God 'n uitweg het nie. Dit lyk nie in daai situasie of God in beheer is nie. Maar God het 'n plan. Want ons kan vandag sit en sê, dankie dat dit gebeur. Want ons weet, 3 dae later het Jesus opgestaan. En toe hy opgestaan het, het hy die oorwinning vir ons behaal. Maar sonder die pyn en lyding, kan ons nie vandag hier sit en sê, ons weet wat die toekoms is, ons weet wat die uitkoms is nie. En dit is ongelukkig die realiteit in ons lewe ook. Partykeer is dit juist die pyn en die lyding wat ons voorberei vir dit wat God in ons lewe bepaal, vir dit wat God in ons lewe beplan, vir dit waarvoor hy ons geroep het. Maar een ding kan ons weet, en dit is dat God ons nie alleen gaan los in dit nie. Dat hy 'n beter plan het, en dat ons hom kan kom soek, sodat ons kan weet, dat hy by ons is, en dat hy ons dra, dat hy ons gaan help. Sien, Dawid, in vers 9 kom skep hy 'n prentjie, en sien, want hier's die ding, hy kom nooi ons uit. Hy sê, kom ek vertel nie net vir julle hierdie nie. Hy hoor wat hy sê, beproef dit en ervaar die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Ek wil dit in die Engels ook vir julle lees, en dit sê dit net vir my, dit laat 'n mens net daai besef. Hy sê, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Dawid sê nie net, ek vertel vir julle, God is goed nie. Hy vertel dit uit wat hy deurgegaan het. Hy sê, kom en ervaar dit. Kom en beleef dit. Ons almal kan vanoggend hier sit, en ek is seker ons almal kan iets noem en sê, toe ek 'n kind in die huis was, het my ma hierdie gereg voorberei, en jy het jou vingers afgeëet na die tyd. Ons almal kan daai en een spesifieke ding onthou, wat ons mammas kon maak toe ons in die huis was. En jy kan probeer om dit vir iemand te verduidelik. Jy kan die hele Afrikaanse woordeboek gebruik om vir hulle te verduidelik van hierdie smaak wat jy beleef, hierdie reuk, hierdie aroma, hierdie gedagtes, net as jy daaraan dink, en dit vat jou terug na jou kinderdae toe. Jy kan probeer om dit vir iemand te verduidelik, maar totdat hulle dit self proe, gaan hulle dit nie verstaan nie. Jy kan dit so goed verduidelik dat hulle mond begin water, maar totdat hulle self daai hap vat, gaan hulle nie beleef wat jy beleef nie. Maak nie saak hoe goed jy dit verduidelik nie. Jy het nodig om dit te proe, om dit te ervaar. En dis presies wat daai Engels sê. Tuis, kom proe en sien, God is goed. Moenie net hoor, God is goed nie. En ek noem dit spesifiek vanoggend, want
Jy sit dalk in daai situasie en jy weet nie wat se kant toe nie. En dis dalk vanoggend waar jy moet kom sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek het nie meer 'n plan nie. Ek het al alles probeer. Ek gee dit oor aan U. Nou gee ek my vertroue aan U. Nou gaan ek nie meer planne soek nie. Ek gaan nie meer oplossings soek nie. Ek gaan na U soek. En wanneer jy dit doen, gaan jy God se goedheid sien. En daai goedheid beteken nie noodwendig dat jou situasie gaan verander in die oomblik nie. Maar jy gaan God se hand in dit sien. Jy gaan sien hoe hy jou voorberei vir dit waarmee hy besig is. Dit waartoe hy op pad is met jou. Want sien ons hoef nie ons gaan nie vir mekaar jok vanoggend nie. Slegte omstandighede is 'n realiteit. Dit gaan kom. Of ons daarvan hou of nie. En ons reis saam met Jesus, gaan ons op 'n stadium in ons lewe goed deurgaan wat ons nie noodwendig van gaan hou. Gaan ons goed deurgaan wat ongemak gaan veroorsaak. En Dawid sê dit ook. In Psalm 34 vers 20 sê hy: 'n regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here hom. So hy waarsku ons, hy sê dit gaan kom. Die slegte gaan kom. Maar God bly in beheer en hy bly goed. En ons kan vashou aan hom. Sien, Dawid het dit nie net gesê nie. Jesus het dit ook gesê in Johannes 16 vers 33 sê hy: dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. God het reeds hierdie wêreld oorwin. Hier gaan ons teenspoed beleef, ons gaan swakhede beleef, ons gaan moeilike situasies beleef. Maar God het die oorwinning reeds behaal. En wanneer ons in ons fokus op hom sit, wanneer ons hom soek, dan besef ons dat hy reeds daai oorwinning het. Hoe meer ons dit doen, hoe meer begin ons in daai realiteit van oorwinning leef. Hoe meer begin ons besef, dis die waarheid. Hoe meer kan ons daaraan vashou en dit beleef. Maar vir dit om te gebeur, moet ons God gaan soek. Ons moet tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Ek wil vanoggend afsluit. Soos ek nou net gesê, dis 'n realiteit. Ons gaan gekonfronteer word met die dinge van hierdie wêreld. Die ander realiteit is dat wanneer ons gekonfronteer word met die dinge van hierdie wêreld, kan dit baie maklik vrees en angs binne ons wakker maak. En wanneer ons nie God soek nie, wanneer ons nie hom aanbid in die storm nie, wanneer ons nie onsself aan herinner aan sy goedheid nie, dan kom hierdie situasies en hierdie vrees en dit neem beheer oor ons lewe en ons gaan dalk sit waar Dawid sit en verkeerde keuses maak. Waarin God ons nog steeds gaan red. Maar ons kan ook vandag kies om te sê, gaan nie laat omstandighede my fokus skuif van my koning wat goed bly nie. Gaan my fokus op hom hou en dan gaan ons sy goedheid beleef, ons gaan sy goedheid sien, ons gaan sy goedheid ervaar en dan is dit nie net woorde wat ons hoor nie, maar dis woorde wat ons beleef. Ons kan vashou in die feit dat Jesus en Jesus se storie gebruik om ons te herinner dat selfs die ding wat die slegste lyk, selfs die situasie wat onmoontlik lyk, kom God en hy verander dit in die beste nuus ooit. So dit maak nie saak hoe sleg jou situasie lyk nie. Dit maak nie saak hoe ver dit van uitweg af lyk nie. God het 'n plan. Hy het 'n doel en hy gaan jou daaruit red. So, ek wil julle vanoggend bemoedig met dit. Kom ons hou ons fokus op God. Kom ons hou aan om hom te soek, sodat ons nie vasgevang word deur die dinge van hierdie wêreld nie. En ons doen dit deur God aan te hou aanbid, al is ons in die middel van 'n storm. Om God te soek met toewyding. Nie net ons Bybels oop te maak of ons oop te maak omdat ons moet nie, maar omdat ons wil en omdat ons 'n liefde het en 'n soeke het, 'n verlange het na God. En om onsself te herinner aan die goedheid wat God al reeds in ons lewe gedoen het. En ons baie situasies wat ek en jy, baie getuienisse waarop ons kan terugkyk en weet dat God is goed. Ek wil afsluit met Openbaring 21 vers 3 tot 4. En dis die wonderlike ding van dit wat op pad is, want hy sê, ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense en hy sal by hulle woon
Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog en die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of gehuil, ook nie rou of gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dis wat ons op pad is. Dis die groter prentjie van dit alles, is dat God is in beheer. En as ons vashou aan hom, dan kan ons daai goedheid selfs begin beleef in hierdie wêreld. Kom ons sluit die oë. Ek wil jou vra, as jy dalk vanoggend hier sit en jy besef dat jy moet vanoggend 'n keuse maak om te sê, ek gaan nie meer my eie planne soek nie, ek gaan nie meer my eie dinge soek nie. Ek wil God soek. Ek wil hom met alles in my soek. Met toewyding, met 'n verlange. As jy besef vanoggend dat dalk wanneer die slegste omstandighede kom, dan kom steel dit die fokus van wie God is by jou. Kom steel dit die goedheid wat hy al in jou lewe gedoen het by jou. En net as jy dalk vanoggend nodig het om te sê, Here, kom herinner my aan dit wat U vir my gedoen het. Kom help my om U te aanbid al gaan dit sleg. Kom help my om U te soek al gaan dit sleg. Wil julle nie net saam met my staan, laat ons spesifiek bid vir dit. As jy vanoggend voel, ek het nodig dat die Here my kom herinner om hom te soek wanneer dit moeilik gaan, om hom te soek wanneer dit sleg gaan. Nie meer my fokus op hierdie wêreld te plaas nie. Dankie liewe Vader, Here, U sien elke persoon wat staan. Here, U weet hoe lyk hulle omstandighede. Ons doen nie, Here, ons verstaan nie noodwendig dit waar hulle deurgaan nie. Maar U doen, Here. U weet, liewe Vader, Here, en ek bid dat U nou in hierdie oomblik 'n openbaring op elke persoon wat staan sal bring, Here, dat hulle U hand sal sien oor elke situasie waar U hulle gedra het, oor elke situasie waar U vir hulle goed was. Here, ek bid dat U 'n honger aan hulle sal wakker maak om U te aanbid, selfs al gaan dit sleg. Here, en ek bid dat wanneer hulle dit doen, dat hulle U goedheid sal sien in hulle lewe. Here, dat wanneer die storms kom, dat hulle sal sien hoe U dalk nie die storm wegvat nie, maar hoe U hulle deur die storm dra en dat hulle U hand daarin sal sien, liewe Vader. Here, ek bid dat U hulle sal help, Here, want hierdie wêreld kan ons maklik beïnvloed om te dink ons moet ons eie planne maak. Ek bid dat U hulle sal help om te sê tot hier toe en nie verder nie. Nou vertrou ek op U en U alleen. Dankie, liewe Vader, Here, vir die geleentheid dat ons kan herinner word aan wie U is, aan die herinnering dat ons U moet kom soek. En ek bid, Here, dat U ieder en elkeen van hierdie persone sal help om U te soek, om U te ken, en dis U hand oor hulle lewe te sien en te beleef. Ons bid dit in groot en heilige naam alleen. Dankie, liewe Vader, Here, ek bid dat U hierdie woord by ieder en elkeen van ons sal wakker maak, Here, dat ons hierdie woorde sal onthou wanneer die storms kom, Here, want dalk sit ons vanoggend hier en ons het nie eers 'n storm nie. Here, maar ek bid wanneer die storms kom, dat ons sal onthou om soos Dawid U te soek in die storm. Nie op ons eie insigte en ons eie planne staat te maak nie, Here. En ek bid dat U teenwoordigheid, die gedagte van vrees sal kom oorwin. Ons fokus terugskuif na U toe. Dankie, liewe Vader, bid dat U hierdie woord sal seën, Here, dat U ons sal help om vas te hou aan hierdie woord wanneer ons dit nodig het. Ons bid dit in groot en heilige naam alleen. Amen.